Hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe, Here, omdat ons U naam wil groot maak en ons wil bid dat U ook, soos ons nou net so pas gesing het, dat U ons oë sal oopmaak, dat ons U sal sien. Here, dankie dat ons weet dat U opgevaar het na die hemel met 'n spesifieke doel, Here, om vir ons 'n plek te gaan voorberei, soos U beloof het daar in Johannes 14. En die gesprek wat U met die disippels gehad het, was juist dit gewees, dat hulle harte nie ontsteld moet wees nie, dat hulle nie moet huil nie, dat hulle nie hulle oë vol trane moet wees nie, maar dat dit 'n dag van blydskap sal wees, omdat U weggaan, omdat U vir ons 'n plek gaan berei. En dan ook die belofte wat daarmee saamgeloop het, dat wanneer U terugkom, gaan U ons kom haal, sodat ons vir altyd en vir ewig by U kan wees. En Here, ons wil kom bid en ons wil kom vra dat U ook vanaand vir ons ook 'n perspektief sal gee op die hemelvaart van 'n blye tyding. Here, 'n uitsien na 'n bassein wat gaan blaas, wat onverwags gaan gebeur, wat enige oomblik kan gebeur. En vir baie mense gaan dit 'n wake-up call wees. Vir baie mense, Here, gaan dit iets wees wat hulle gaan oorval, soos wat U vir ons in die woord beskryf, soos 'n dief in die nag. En ek wil vanaand kom bid, Vader, dat U ook hierdie woord en hierdie liede wat ons gesing het, en alles sal gebruik ook, dat ons vanaand ook maar net vir U lof en eer sal bring vir hemelvaart, en dat U verheerlik en verhoog sal word in en deur ons lewens, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle Hemelvaart 2026, kan julle dit glo? Gewoonlik was dit mos 'n vakansiedag en almal was afgewees en daar was altyd dienste deur die dag gewees en so aan. Maar ons is die Here dankbaar dat ons nog vanaand so hierso by mekaar kan wees en so aan. Nou, ek weet julle dalk hier gesit en julle het nie geweet wat het gebeur hier. Die volgende oomblik is dit donker in die saal en daar is hierdie trompet geklank en goeters, en dis die assosiasie maar vir my was gewees, dat so onverwags, soos wat dit vir julle gekom het vanaand, so onverwags gaan dit wees, as God sy bassein gaan blaas, en uiteindelik gaan besluit om terug te kom na hierdie aarde toe, om sy bruid te kom haal. Ek dink altyd aan daai gedeelte waar die dienskneg nie mooi geweet het wat aangaan toe Elisa vir hom gesê het, hulle wat saam met ons is meer as hulle wat ons omsingel. En die gebed wat hy gebid het is, Here, open sy oë dat hy kan sien, dat hy kan ervaar dat daar meer is as hierdie wêreld, daar meer is as hierdie riem wat ons nou in lewe. En met hemelvaart was dit gewees asof Jesus weggegaan het om daai amper vir ons die deur oop te maak in die toekoms, sodat ons ook kan wees waar hy kan wees. En soms het ons 'n perspektief dat Jesus het weggegaan en nou is ons maar basies hierso as weeskinders agter en ons weet nou nie regtig nie, is dit nou 'n wagperiode en hoe lank moet ons wag en so aan. Maar as jy gaan lees in Johannes 14, begin Jesus hierdie tyding oor sy weggaan, begin hy met die woorde, laat julle hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek hierdie plek berei het, gaan ek terugkom om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. En as 'n mens dit in gedagte hou, dis sekerlik die teks wat die meeste gepreek word op hemelvaartsdae. Gewoonlik as iemand weggaan, dan is dit 'n hartseer geleentheid. Daar's rou, daarso is, ons voel hartseer. Ek meen, ek het hierdie week weer, het ek 'n begrafnis gehou van iemand wat oorlede is, en skielik is hierdie persoon weggevat van sy familie af, en môreoggend moet Esteban weer 'n ander tannie begrawe, wat niemand in ons gemeente nie, maar mense wat net gesterf het, en dan word ons baie keer genader om sulke begrafnisse te doen, en ek het vir die een ja gesê, en Esteban vir die ander een ja gesê, ons gebruik die geleenthede tot ons beskikking. Maar wat vir my altyd van so 'n onverwagse weggang
het altyd te doen met ontsteltenis, dit het te doen met rou, dit het te doen met 'n proses van rou. Maar die hemelvaart is anderster. Jesus gaan weg, maar dis nie trane nie. Dis eintlik 'n triomf. Dis nie 'n begrafnis nie, want hy het opgestaan uit die graf uit. Hy het die dood reeds oorwin. En hy het weer verskyn aan al die mense, hy het sy oorwinning oor die dood en oor die doderyk geproklameer. Hy het seker gemaak dat daar genoeg getuies is in hierdie dae nadat hy opgestaan het, sodat hy na 40 dae kon opvaar in die hemel in. So, dit is, die hemelvaart is nie 'n tydperk van trane en rou en moedeloosheid nie, maar ek sien hemelvaart as 'n tyd van belofte en nie van afskeid nie. En die belofte kom voor, ons gaan nou lees daarvan, waar die engele self vir die disippels sê, hierdie Jesus wat weggaan, gaan net so weer terugkom. En dis die belofte, dis waarna ons moet vashou. Dis wat hemelvaart so 'n fantastiese dag maak. Nou, vir baie mense se perspektief is, okay, Jesus is nou weg, en nou moet ek wag. Nou as Jesus nou weg is, dan gaan ek nou net wag, want hy gaan ons nou eendag nou terugkom. Hy het gesê hy gaan terugkom. Maar dis ook nie 'n wegperiode nie. Dis 'n werksperiode. Ek wil amper sê die verantwoordelikheid het geskuif van Jesus wat gekom het om te doen en om te doen wat hy gedoen het, om te sterf, om die dood te oorwin, om op te staan, om die kettinge van die dood te breek, om genoeg getuies te laat wat hom gesien het na die tyd aan wie hy verskyn het en sy oorwinning geproklameer het. En nou kan hy weggaan vir sy volgende mission. En sy volgende mission was gewees om vir ons 'n plek voor te berei? Nee, om te gaan heers. Uiteindelik het hy sy plek ingeneem as die koning, om te heers vanuit die troonkamer van die Vader. Jesus regeer reeds. Dis nie 'n tydperk wat ons moet wag nie, want daar's 'n paar dinge wat Jesus doen. Hy regeer, hy tree vir ons in by die troon, by die Vader. Hy het in hierdie tydperk ook, toe hy opgevaar het, sy laaste woorde was gewees, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En as ons getwyfel het, hy dit vir ons mooi gesê in Handelinge, ons gaan dit nou lees, waar hy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So hier's opdragte, hierso hier's posisies wat ingeneem word, hier's 'n stuurgeleentheid, en baie keer dink ons, Jesus gaan eendag gaan hy heers, eendag gaan hy vir my intree, eendag gaan hy regeer, eendag gaan hy my lei. Maar Jesus lei nou, lei met 'n EI, nie lang met 'n lang y nie, né? Hy lei ons met 'n EI. Hy tree nou vir ons in by die Vader. Hy doen nou voorspraak vir elkeen van ons. So hemelvaart is definitief nie 'n verlies nie. Dit is meer as wat 'n mens dink. Hemelvaart is nie 'n nederlaag nie. Dis 'n troonbestuiging. Wat was hoeveel keer het ons agtergekom in die aardse bediening van Jesus? Hoeveel keer het die disippels vir hom gevra, wanneer gaan u die koninkryk oprig? Wanneer gaan u nou heers? Wanneer gaan u nou hierdie Romeine nou eens en vir altyd uitsorteer? En elke keer dat hy verwys na sy koninkryk is nie van hier nie. Sy koninkryk is anderster as dit wat ons in ons koppe het. Dit wat die mens gedink het. So, toe die dag met die hemelvaart gebeur het, toe was dit definitief nie, Jesus is nou klaar met ons, en hy het nou besluit, ek het nou gedoen wat ek moet doen, en nou gaan ek weg, en nou gaan, dit was sy oomblik gewees, dat hy sy troon bestyg het, om te regeer. Dis nie 'n afskeid nie, hemelvaart is nie 'n oomblik van 'n afskeid nie, dis 'n posisie wat ingeneem word. Hemelvaart is nie 'n begrafnis nie. Dis 'n kroning van die koning. En as ons hierdie goed nou kan deurtrek na ons toe, wat beteken die hemelvaart vir my en vir jou? Hoekom vier ek hemelvaart? Ek vier hemelvaart want ek, net soos wat Jesus 'n troonbestuiging het ek ook 'n posisie in hom gekry deur sy hemelvaart. Deur sy hemelvaart het hy gesê, ek stuur julle. Julle sal krag ontvang. Julle sal my getuies wees. Julle sal die wêreld bereik.
Julle moet die evangelie verkondig. Julle moet 'n posisie inneem. Julle moet die troon bestyg. Julle moet die posisie inneem wat ek vir julle nog altyd beplan het. Die liggaam van Christus was nog nooit iets wat kon agteroor sit en sê, eendag sal ek maar nie. Ek dink hemelvaart se betekenis lê juist daaroor dat ons sal besef dat ons nou 'n posisie het wat ons moet inneem. Nou 'n verskil wat ek moet maak. Nie eendag nie. Nou. Want toe Jesus weggegaan het, ek wil amper sê, het die verantwoordelikheid geskuif van Jesus na ons. Ons is sy bruid. Ons is sy liggaam. Ons moet verantwoordelikheid vat. En dit is eintlik sad as 'n mens daaraan dink, né, dat hoeveel kinders van die Here wil terugsit en sê, ek gaan nou net wag dat die Here terugkom. Laat dit nie dink aan daai gelykenis van die talente nie. Van hierdie ou kry soveel talente en daai ou kry soveel talente en hierdie ou kry soveel talente en die een ou het gaan woeker met sy talente, hy het gedoen wat hy moes doen. En Jesus se woorde, die meester se woorde was mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Die ander ou het minder abilities gehad, maar die Here het vir hom ook gesê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, want hy het gewerk met dit wat God vir hom gegee het. Maar die ou wat dit weggesteek het, die ou wat gewag het dat hy net terugkom, ek weet u is hard, ek weet ek gaan hier, dit wat aan u behoort, gaan ek net begrawe, en ek gaan nou wag dat u terugkom. En as hy terugkom, gaan ek vir u teruggee wat u vir my gegee het. Maar as God my geseën het met talente, God het my geseën met die gawes van die Heilige Gees, God het my geseën met sy gawes, hy het my geseën met die vrug van die Gees, hy het my geseën met 'n liggaam waarin ek kan behoort, hy het my geseën met die potensiaal om te groei in Christus, om iets te word wat ek nog nooit was nie, want ek is deel van hierdie liggaam. Daar's geestelike groei tot my beskikking, daar is resources tot my beskikking, ek het die woord van God, ek het die volledige Ou en Nuwe Testament tot my beskikking, ek het al hierdie goeders ontvang. As Jesus eendag gaan kom en ek en jy staan voor hom en hy sê vir my, hoekom het ek weggegaan? Ek het weggegaan sodat julle tot julle reg kon kom. En ek sê, Here, ek het geweet u gaan terugkom en ek het alles wat u vir my gegee het, al die talente, al die goeders het ek begrawe. Ek het dit gebêre. En ek wil net vir u teruggee wat u vir my gegee het. Wat het hy vir daai ou gesê? Jou leislaaf. So, ek dink ons as kinders van die Here, ons as liggaam van Christus, moet dit in gedagte hê, wanneer ons praat oor die hemelvaart. Dan moet ons sê, Here, maar u het vir my alles gegee. Want hy regeer nou al, hy tree nou in, hy stuur nou, en ek moet ook my posisie inneem. Ek moet ook dit wat hy vir my gegee het, moet ek gebruik tot eer en tot verheerliking van sy naam. Nou ek wil hê jy moet saam met my lees. Ek gaan nie Johannes 14 vir jou lees nie. Ek gaan vir jou Handelinge se weergawe lees. Handelinge 1 vers 6 tot 12. Hy sê die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, hoor, dis alweer daai selfde vraag wat hulle al lankal gevra het en hoeveel keer gevra het. Here, gaan nie in hierdie tyd nou die koninkryk van Israel oprig. Nou dat jy klaar opgestaan het uit die dood uit. Gaan jy nou die Romeine uitsorteer vir ons. En ou so gedink het, julle manne, wanneer gaan julle nou snap dat hy nie gesterf het om die Romeine te wen nie. Hy het gesterf sodat julle tot bekering kan kom. Hy het gesterf sodat die liggaam van Christus sy posisie kan inneem en so aan. Hulle sê vir hom, Here, gaan nie nou in hierdie tyd die koninkryk van Israel oprig. En hy antwoord hulle en hy sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleentheid te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, jou onmiddellike omgewing, sowel as in die hele Judea, jou provinsie waarin jy bly, en Samaria, die ander provinsies langsaan, tot aan die uiterstes van die aarde. Daar's oral waar ons invloed kan hê. En nadat hy dit gesê, dit was sy laaste woorde, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So daar's 'n wolk, en Jesus is in die wolk, en dan gaan hy. En nou kan jy sê, is dit moontlik? Dit staan daar, ek glo die skrif, en dit staan presies so, hy sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, hulle was nog so besig om weg te gaan voor hulle oë,
staan daar 2 manne in wit klere by hulle, engele, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daar's die belofte. Daarom draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En hulle gaan ons toe nou weer terug na die bovertrek toe. In die Lukas beskrywing sê hy, hulle teruggegaan na die bovertrek toe, en daar het hulle nou gaan wag vir die 10 dae van vandag af, is daar nou 'n wagperiode vir die krag van die Heilige Gees wat hy in vers 8 beloof het, en dis hoekom ons volgende Sondag dan die Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees, na 10 dae Pinkster beteken 50 dae, wat verloop het vandat Jesus dan nou gekruisig is en opgestaan het, is dit 40 dae tot vandag toe, en dan nog 10 dae van 'n wagperiode vir die krag van die Heilige Gees, waar hulle gebid het en hulle self voorberei het. En ek dink dis ook iets wat ons as kinders van die Here, wat ons as kerk, as liggaam van Christus moet doen. Vir die volgende 10 dae moet jy die Here vertrou, en vir die Here sê, Here, wat beteken die hemelvaart vir my persoonlik? Hoe kan ek u krag kry? Hoe kan ek u krag gaan uitleef? Want dis wat gebeur het. Hierdie ouens, die Bybel sê vir my, hulle was eendragtig by mekaar in die bovertrek, een van sin, een van gees, een van mind, een van doel, en hulle het vir 10 dae lank, het hulle gewag op iets wat hulle nie geweet het waarvoor wag hulle nie. En op die 10de dag, nadat hulle in eensgesindheid gebid het, Here, u het beloof, u gaan vir ons krag gee. Na 10 dae se gebed en se vashou aan God, toe kom die krag. Toe word die Heilige Gees oor hulle uitgestort. En hierdie goeders is alles aan mekaar gekoppel. Dis nie net sommer per toeval nie. Pinkster beteken 50 dae. So vir die volgende 10 dae gaan ek en jy in 'n periode in wat ons die Heilige Gees moet soek. So hoekom voel dit vir ons as Jesus weggaan, net 'n ruk terug in Johannes 14, toe hy die eerste keer die nuus met hulle gedeel het, dat hy weggaan, begin hy, ek het nou dit aangehaal, hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Moet nou nie huil nie. Moet nou nie hartseer wees nie. Maar ek gaan weg. En nou lees ons in Lukas 24, toe dit gebeur, toe sê hy, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Nou is hulle bly is weg. Want hulle het besef wat gebeur het. En hulle het dadelik 'n wederkomsverwagting gehad. Hulle het dadelik 'n verwagting gehad, hy gaan terugkom. Hy gaan ons kom haal. So, die hemelvaart is nie 'n tranedal nie, dis 'n triomf. Dit is 'n belofte wat die Here vir ons gegee het. En ek en jy kan bly wees dat die Here weggegaan het. Want hemelvaart beteken Jesus is koning. Jesus is koning. Al die vrae wat hulle hom gevra het, Here, wanneer gaan u? Here, wanneer gaan u? Here, wanneer gaan u nou die koninkryk oprig? Wanneer gaan u nou heers? Wanneer gaan u nou? Hier's dit. Hier's dit nou. Hemelvaart. Hier gebeur dit, julle. Hier gebeur dit. Daar gaan hy. Daar is hy koning. Hy's nie 'n slagoffer van die Romeine nie. Hy's nie 'n slagoffer van die kruis nie. Hy's nie 'n slagoffer van die dood nie. Hy's nie die dood en die doodsengel en niemand kan hom vashou nie. Hy het opgestaan en hy het opgevaar want hy het sy posisie gaan inneem as koning. Ek en jy moet hom die koning van ons lewens maak en die koning van ons lewens hou. Hy's koning as gevolg van die hemelvaart. Ongelukkig bly baie kinders van die Here vassteek by die kruis. Ons wil graag Jesus as verlosser ken, as saligmaker, die een wat vir my sterf, die een wat my vergewe, die een wat vir my gelei het, en daar's niks meer fout nie, maar dit is net die beginpunt. As ek vir jou sê, die hemelvaart leer my om as geestelike volwassene verder te gaan met my geestelike lewe as die kruis. Die kruis is die begin. Ons kan nie vas bly steek by die kruis nie.
As ons regtig effektief 'n verskil wil maak in Kreeusdorp, as ons regtig 'n verskil wil maak in die Wesrand, as ons 'n verskil wil maak in Gauteng, as ons 'n verskil wil maak in Suid-Afrika, as ons 'n verskil wil maak in die wêreld, soos wat Handelinge 1 vers 8 vir ons sê, in Jerusalem en Judea en Samaria tot die uiterstes van die aarde, dan moet ek en jy ons ek hoop julle verstaan wat ek nou gaan sê, moet nie my misquote nie. Dan moet ek en jy wegstap van die kruis af na volwassenheid toe. Dan moet ons wegstap van Jesus is net die verlosser. Jesus is net die saligmaker. Want Jesus is jou heiligmaker. Jesus is die een wat deur sy gees vir jou die gawes van die gees gee om diensbaar te wees. Om 'n verskil te maak. Om uit te gaan en die evangelie te verkondig. As Jesus die koning van my lewe is, beteken dit ek moet nou en dan, en jy moet mooi verstaan wat ek sê, as jy nie verstaan wat ek nou sê nie, moet jy met my kom praat daaroor, dan moet jy wegstap van die kruis af. Ek sê nie die kruis is nie belangrik nie, dis nie wat ek sê nie. Die kruis is uiters belangrik, maar die kruis is die beginpunt. Dis nie die eindpunt nie. Die hemelvaart was nie die einde van Jesus se bediening nie. Dit was die begin van sy heerskappy. Maak dit sin? So die hemelvaart leer my dat ek kan nie vassteek by die kruis en Jesus is net my verlosser nie. Dit gaan aan, die evangelie gaan aan, ek word Jesus se dienskneg. Ek word sy verantwoordelike. Ek word die een wat saam met hom die evangelie moet verkondig. Ek moet heen gaan en die evangelie aan die ganse mensdom gaan verkondig. Jy sien wanneer die autoriteit kom van hom af, hoor wat sê Paulus vir die Efesiërs oor dit. Hy sê, hy wat opgewek het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand van die hemele. Dis toe hy opgevaar het, dis na die wederkoms. Hoor gou sy posisie. Hy is nou in sy posisie bo alle owerheid. Bo alle mag, bo alle krag, bo alle heerskappy en elke naam wat genoem word, nie net alleenig in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Wow, what a position to take in. Is dit nie so nie? Wow. Jy sien maar hierdie goed was nie moontlik as die hemelvaart nie gebeur het nie. Want God herstel Jesus Christus bo elke owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, Efesiërs 1 vers 21, nie alleenig net vir die wêreld wat ons in is nie, maar ook vir die toekomstige. Want hy het sy verhewe posisie gaan inneem by sy Vader. Ouens en ons, en dis great om te sê, Jesus, yes, ons loof U, ons prys U, want U het U posisie gaan inneem as heerskappy, die een wat heers. Dis great. Maar wat maak dit van my? Nou moet ek ook sê, Here, maar as gevolg van U hemelvaart, het ek ook 'n nuwe posisie. Ek is nie sondaar nie, ek is nie verlore nie. Yes, dis die kruis, dankie daarvoor. Maar nou is ek bekragtig. Nou is ek begenadig. Nou is ek gestuur. Nou moet ek my posisie inneem van autoriteit. Want in hom is ek meer as 'n oorwinnaar. In hom het ek die autoriteit. In sy naam het ek die autoriteit oor elke owerheid, elke mag, elke wêreldheersel, elke krag, elke wat ook al wat teen Jesus Christus is. Want nou tree ek op in sy naam. Want ek is sy rep. Ek is sy verteenwoordiger op aarde. Wow. En die hemelvaart het dit moontlik gemaak. Ek wil net vir jou sê, Jesus is nie paniekerig oor 2026 nie, hoor. Jesus is glad nie paniekerig oor die petrolprys nie. Hy is glad nie paniekerig oor die toestand van die wêreld nie, of oor die ekonomie nie, of oor die oorlog nie, of oor daai ander stryd of krom seetjie wat die goeders moet deurgaan nie. Die tankers moet deurgaan nie. Hy is nie bekommerd oor dit nie. Hy is nie eens bekommerd oor die immoraliteit van die mensdom nie. Hy is nie bekommerd oor Trump of die wêreldpolitiek nie. Hy is nie bekommerd oor die EFF nie, hy is nie bekommerd oor die ANC nie, hy is nie bekommerd oor niks nie. Want hy heers oor alles. Al hierdie dinge gebeur omdat hy in beheer is. Hy weet wat gebeur.
Hy weet wat moet gebeur. Maar ek sê nou vir jou, as die kerk van Christus moet opstaan en ons moet ons autoriteit in hom opneem, sodat hy ons kan gebruik in hierdie omstandighede van die ekonomie, in hierdie omstandighede van wêreldpolitiek, in hierdie omstandighede moet ons die lig wees in hierdie donker wêreld. Jy sien, hy heers oor al die goeders en hy het ons verantwoordelik gemaak vir dit. Kan jy dit glo? Deur sy hemelvaart het hy ons verantwoordelik gemaak. Die graf is leeg, maar die troon is nie leeg nie. En dis wat nice is. Hemelvaart sê die troon is beset. Hy sit op die troon. Hy heers. Hy heers en hy wil ons lei. Die vraag is, neem jy jou plek in? Die hemelvaart is 'n kroningsfees. Maar die hemelvaart is ook, ek het dit klaar vir jou gesê, ek het Jesus as my verteenwoordiger. Hy verteenwoordig my by die Vader, as gevolg van die hemelvaart. Lees saam met my Hebreërs 4. Hebreërs 4 vers 14 tot 16, hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte, dis belangrik daai, in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Kan jy imagine? Daar's iemand in die hemel wat jou naam ken. Sê gou jou naam. Né? Daar's iemand wat daai naam ken in die hemel. En hy is jou hoëpriester. Hy staan in die troonkamer van die Vader en hy sê, Here, wees vir jou naam genadig. Here, Vader, ek tree vanaand in vir, sit jou naam daarin. Hy ken jou. Hy ken jou by die naam. Hy is my verteenwoordiger. Hy is my hoëpriester. Hy is in die troonkamer. Hy bid namens my, vir my. Hy is 'n hoëpriester wat medelee het met my omstandighede. Hy weet presies waartoe ek gaan. Partykeer steek ons vas by die voorhangsel. Ek weet nie gou voor ek aangaan na die volgende punt, maar partykeer steek ons ons koppe vas met die kruis. Dit is so wonderlik, né? Toe Jesus sy laaste asem uitblaas, toe skeer hy gordyn van bo na onder, is so dik gordyne gewees. Hy gordyn skeer van bo na onder toe. Fantasties. Want hy maak dat ons nou na die Vader kan gaan. Ek het nie meer 'n hoëpriester nodig wat namens my intree 1 keer 'n jaar op die groot versoendag nie. Maar dis nie die einde van die storie nie. Wat nog meer is, en hier is die hemelvaart maak dit nou moontlik dat nie net die voorhangsel geskeur is nie, maar dat Christus vir my intree by die Vader, fisies, as gevolg van die hemelvaart. Dis magic. Dis magic om so daaraan te dink. Ewe skielik, ja, die voorhangsel is geskeur, maar dis net die begin. Nou is daar 'n hoëpriester wat vir my medelee het, wat vir my intree. Jy bid nie alleen nie. Jy bid nie teen die plafon vas nie. Jy bid tot in die troonkamer van God, besef jy dit? As gevolg van Jesus se hemelvaart. En dit maak die hemelvaart fantasties. Dit maak dit dat dit nie 'n oomblik is van trane nie, maar 'n oomblik van triomf. Maar die hemelvaart maak ook die wêreld my sendingveld. En hier kom die verantwoordelikheid nou weer solidly terug na ons toe. Né? Dis lekker. Okay, Jesus tree vir my in by die Vader, hy's in die troonkamer. Ons is baie bly. En nou daai hemelvaart sê nou vir jou, okay, dis die goeie kant. Hier kom die moeiliker kant. Die moeiliker kant is, nou is die wêreld jou sendingveld. Nou moet die liggaam van Christus doen wat Christus gedoen het vir ons.
Die grootste sendeling wat ooit sy voete op aarde gesit het, was Jesus Christus, die Seun van God. Op die grootste mission ooit. Maar hy het gedoen wat hy moes doen, julle. En toe hy weggaan, toe sê hy, nou is dit julle mission. Nou kan julle. Nou moet julle. Die hemel het oopgegaan en Jesus gaan op. En nou staan die disippels daar. Nou, en imagine nou gegaan, hè. Imagine jy was een van die disippels wat nou daar by Olyfberg staan. En ewe skielik kom daar 'n wolk en poep, daar gaan Jesus en dan gaan hy op, hè. En nou staan jy daar. Wow. Petrus, het jy dit gesien? Ja man. En ewe skielik staan daar 2 manne by jou en hulle sê, moenie so staan en staar nie. Wat staan en kyk julle so? Die Jesus gaan net so weer terugkom, gaan julle job om te doen. Onthou wat het hy gesê? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Onthou wat het hy gesê? Gaan heen en maak disippels van al die nasies. Dis wat hy gesê het. Die wêreld word ewe skielik nie Jesus se sendingveld nie, maar die hemelvaart sê dat die wêreld is my sendingveld. Ok, dis maklik, Marius, go for it. Nee, die Here sê, die sendingveld is ons almal sinne. Dis myne en joune. Dis die liggaam van Christus. In plaas van wag en kyk en staar, moet die kerk begin beweeg en groei en vermeerder. Dis maklik om te wag en te kyk en te staar. Dis moeiliker om te groei en te vermeerder en te beweeg. Hemelvaart bevestig Jesus se vertroue in my en jou. Is dit nie so nie? Ek meen, Salome sê vir my nou ander dag, ek het mos nou lank alleen gewerk, né, die afgelope 10 jaar, en toe kry ek nou my sidekick hier voor, né, wat nou saam met my werk. Ek hoor die mense praat van my sidekick. Ok, so toe kry ek nou vir Esteban, om my te help. Nie dat John hulle nie gehelp het, of Louis nie gehelp het, of Shemaine hulle nie gehelp het, wat ek al, maar nou is ons 2 predikante wat semi-voltyds in Awa is. Nou sê Salome nou aan vir my, Marius, dit help nie, jy gee vir Esteban goed om te doen, en dan vat jy dit weer by hom nie. Jy sal moet leer om weg te gee. Ja, my vrou, ek hoor jou. Ek hoor jou. So, wanneer ek goed vir Esteban gee om te doen, en ek sê vir hom, sal jy my help hiermee, en ek vat die taak, en ek gee die taak vir hom, dan moet ek omdraai, en genoeg vertroue in hom hê, as my kollega, om te sê, ek gaan terugstaan, want ek het hierdie taak vir jou gegee. You run it. Jy hoef nie 'n mini Marius te wees nie. Jy is 'n Esteban. Jy reël dit soos jy dit reël. Jy bestuur dit soos jy dit bestuur. As jy vra, kom praat met my. OK. Die hemelvaart van Jesus is presies dieselfde. Die oomblik toe hy in die hemel opvaar, het hy gesê, hier is die wêreld, dis julle sinne. Vat hom. Gaan verkondig julle die evangelie. Ek gaan nie intervene nie. Ek gaan my Heilige Gees stuur om julle trooster te wees, om julle te help, om vir julle te leer en julle by te staan, maar ek gaan nie hierdie job vir julle doen nie. Julle gaan hom doen. As jy so daaraan dink, dan sê ek, Here, dankie dat U ons vertrou met hierdie groot opdrag. Kyk gou wat sê Johannes 14:12. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Dan dink ek by myself nog altyd, Here, maar hoe kan ons as mens groter werke as U doen? U is dan die Seun van God. Maar hier sê hy, as ek na my Vader toe gaan, hemelvaart, gaan julle, dis nou ons, count yourself in, nee, dis nie Marius nie, daar staan nie, dan sal Marius, nee, daar staan, dan sal my liggaam groter werke doen. Dis nie groter in wonderlikheid nie,
Nee, ek dink dit is groter in verspreiding. Want toe Jesus in sy liggaam was hy beperk tot een plek, een tyd, een groep mense, wat hy op een oomblik kan bereik. Maar toe hy sy gees uitstort, oor sy liggaam, wêreldwyd, kan ons 'n groter werk doen, deur wêreldwyd, op honderde duisende plekke, gelyk te wees, en die evangelie te verkondig. Dis groter. Dis nie wonderliker nie, maar dis groter. Dis in verspreiding is dit groter. Imagine as Jesus die internet gehad het. As Jesus 'n YouTube kanaal gehad het. En dink bietjie. Hoeveel mense sal hy dan bereik het as hy YouTube gehad het? En hy kan sy preke opgelaai het op YouTube en ons kan almal ingeskakel het op die internet en dan kan ons na Jesus geluister het, die bergpreek in soveel tale. Dis ook groter. Imagine die tegnologie tot ons beskikking, wat ons nou het. Van TikTok af, tot Instagram, tot kinderboek, tot wat ook al. YouTube, en my tube, en everybody's tubes, en ons kan net die evangelie verkondig. Dink net die groot impak wat ons het. Maar Jesus was beperk gewees. En toe sê hy, weet jy wat, ek gaan julle vertrou. Net soos wat ek vir Esteban moet vertrou, en vir hom sekere goed moet gee, en sê, Esteban, ran hierdie vir my, ek gaan terugstaan. So kom Jesus vanaand na jou toe, en hy sê, ran vir my hierdie evangelie bediening, verkondig my evangelie, ek gaan julle kom haal as ek reg is. En dan gaan hy. En nou staan hy in die troonkamer van God, en hy bid vir my en jou. Here, help vir Marinda. Here, help vir Marius, help vir Stefanie. Here, help vir Frikkie. Help vir Rudy. Help vir Jacques. Help vir die ene, help vir daai ene. En so noem hy ons by die naam, dat hulle my evangelie kan verkondig. Die Heilige Gees is wêreldwyd. Die laaste punt, ek sluit af, ek land hom. Die hemelvaart beteken dat die storie is nie klaar nie. Dis die begin. Die hemelvaart was die begin van die kerk van Christus op aarde. Was nie die einde nie. Dit was die begin. Die hemelvaart is eintlik 'n fantastiese geleentheid. Want dit is wanneer alles begin het. Moenie daar staan en staar en kyk nie. Gaan julle 'n job om te doen. Waarom staan julle so en kyk? Maak toe julle monde, gaan terug Jerusalem toe, gaan bid, dat julle krag kan kry, dat julle kan uitgaan en gaan preek. En jy kan nie so sit en sê, Marius, maar hoorie, wow, ek's 'n introvert, ek kan nie preek nie. Dis okay, jy hoef nie te preek nie. Maar verkondig die evangelie elke dag, deur 'n voorbeeld te wees. Deur jou optrede. Deur hoe jy dinge doen, hoe jy konflik hanteer, hoe jy mense hanteer, hoe jy in liefde mense bereik. Hoe jy dalk net iemand wat uitgeworpe is, intrek. Hoe jy mense wat geboelie word, dalk beskerm. Hoe jy dalk mense wat arm is, iets voorgee. Hoe jy wat ook al, jou manier van die evangelie verkondig, sal die Here op jou hart lê hoe jy dit moet doen. Die Christendom het nie geëindig by 'n kruis of by 'n graf nie. Dit gaan eindig met 'n koning wat gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Maar intussen moet ons besig wees. So daai ding van Handelinge, wanneer gaan die heers? Here sê net vir ons, wanneer gaan die heers? Laat net een vraag ten slotte by my. Nie wanneer gaan hy heers nie, maar waar gaan hy heers? By wie gaan hy heers? Miskien nog nouer. Heers hy in jou? Heers hy vanaand in jou? Het die hemelvaart sy betekenis gekry in jou? Dis die vraag. En as ek en jy vanaand stil word, moet ons kan sê, Here, heers U in my. Het U koninkryk al gekom in my lewe? Laat ek U toe
dat U my gebruik? Vat ek verantwoordelikheid soos wat U wou gehad het, dat ek verantwoordelikheid moet vat? Ek dink dis waarmee ons moet afsluit vanaand. Dis waar ons moet stop. Om te sê, Here, heers U in my. En dit kan 'n ou vat na oorwinning toe in jou lewe. Om te kan sê, Here, is daar oorwinning in my lewe, is daar oorwinning in ons lewens vanaand as gevolg van die hemelvaart van Christus. Ek dink as ons net vanaand jy kan uitstap en jy kan net met daai gedagte uitstap hier om te sê, nie wanneer gaan U koninkryk oprig nie, maar Here, kan U koninkryk in my oprig, sodat U in en deur my kan heers. Dan het 'n Hawa Familiekerk vanaand besef dat hemelvaart is 'n triomf. Hemelse Vader, ons bid nou dat U die betekenis van hemelvaart met elkeen van ons sal deel. Here, ons bid vir ons gemeente na aanleiding van vanaand en na aanleiding van U hemelvaart, dat U vir ons vrymoedigheid sal gee om U evangelie te verkondig. Here, dat ons U sal dien met ons hele hart, met verwagting, dat U ons kan gebruik en dat U ons wil gebruik. Ons wil kom bid, Here, vir geleenthede om die evangelie van die vrymakende krag van Christus Jesus te verkondig aan die ganse mensdom. Here, help ons ook om te leef met hoop en te leef met 'n verwagting dat U gaan kom. En net so onverwags soos die trompette voor hierdie diens geblaas het, so bid ons, Here, dat ons elkeen gereed sal wees wanneer die basuin sal blaas om ons God te ontmoet. Dankie, Vader, dat U hemelvaart nie die einde van U bediening is nie, maar die begin van U heerskappy. Dat dit die kroning was van 'n koning en 'n hoëpriester wat vir ons intree by die Vader in die troonkamer. Ons bid om U genade. Ons bid vir U instaatstelling en dat U verhoog en verheerlik sal word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die inwoning van sy Heilige Gees met sy kragtige werking in elkeen van ons. Amen.